Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Hierdie is die woord van God. Hierop het Moses geantwoord en gesê, maar as die Israeliete my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie, as hulle dalk sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Die Here sê toe vir hom, wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord, 'n staf. Die Here sê, gooi dit op die grond, en toe hy dit op die grond gooi, word 'n slang. Moses het daarvoor teruggedeins. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Moses het sy hand uitgesteek en het gegryp. Toe word dit weer 'n staf in sy hand. Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Die Here het weer vir hom gesê, steek jou hand in die vou van jou kleed. Hy druk toe sy hand in die vou, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaat soos sneeu. Daarop sê die Here, steek jou hand weer in die vou van jou kleed. Hy het weer sy hand in die vou gesteek, en toe hy dit uit die vou uittrek, was dit weer soos die res van sy liggaam. As hulle jou nie glo nie, en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As dit dalk gebeur, dat hulle selfs hierdie 2 tekens nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan van die Nyl se water en gooi dit uit op die droë grond. Die water wat jy uit die Nyl geskep het, sal bloed word op die droë grond. Maar Moses het vir die Here gesê, asseblief my Heer, ek is nie 'n man van woorde nie, nie in die verlede nie en ook nie vandat u met die diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Daarop sê die Here vir hom, wie het 'n mond vir die mens beskik? En wie maak stom of doof, siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan dan nou. Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, asseblief my Heer, stuur asseblief iemand anders. Die toorn van die Here het teen Moses ontbrand en hy het gesê, is Aaron die Lewiet nie jou broer nie? Ek weet dat hy welsprekend is. Wat meer is, kyk, hy is op pad om jou te ontmoet. En wanneer hy jou sien, sal sy hart verheug wees. Jy moet met hom praat en die woorde in sy mond lê. Ek sal met jou mond en met sy mond wees. Ek sal julle leer wat julle moet doen. Hy moet namens jou met die volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeur. Hy sal vir jou 'n mond wees en jy sal vir hom 'n God wees. Hierdie staf moet jy in jou hand neem. Dit is waarmee jy die tekens moet doen. Moses het toegegaan en teruggekeer na Jethro, sy skoonvader, en vir hom gesê, ek wil graag gaan en na my volksgenote wat in Egipte is terugkeer, sodat ek kan sien of hulle nog leef. Jethro sê toe vir Moses, gaan in vrede. Die Here het vir Moses in Midian gesê, gaan terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns, sit hulle op 'n donkie en gaan terug na Egipte land. Moses het die staf van God in sy hand gehad. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy teruggaan na Egipte, sien toe dat jy al die tekens waartoe ek jou in staat stel, voor die Farao doen. Maar ek sal sy hart verhard, sodat die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy eers vir die Farao sê, so sê die Here, my eersgebore seun is Israel. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat gaan. Kyk, ek gaan jou eersgebore seun om die lewe bring. Op pad, by 'n oornagplek, het die Here op Moses afgekom en wou hom doodmaak. Sipora neem toe 'n vuurklip en sny haar seun se vooruit af. Sy het Moses se voete aangeraak en gesê, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Die Here het hom toe met rus gelaat. Dit is toe dat sy bloedbruidegom gesê het met verwysing na die besnydenis. Die Here het vir Aaron gesê, gaan ontmoet Moses in die woestyn. Jy het gegaan en op hom afgekom,
Hy het gegaan en op hom afgekom by die berg van God en hom gesoen. Moses het Aaron ingelig oor al die woorde van die Here wat hom gestuur het en oor al die tekens wat hy hom beveel het. Moses en Aaron het gegaan en al die oudstes van die Israeliete byeengebring. Aaron het al die woorde wat die Here vir Moses gesê het herhaal. Moses het al die tekens voor die oë van die volk gedoen en die volk het geglo. Toe hulle hoor dat die Here aandag gee aan die Israeliete en dat hy hulle ellende raak gesien het, het hulle gekniel en in aanbidding gebuig. Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre as jy vandag eerste keer by ons is, soos wat Stef ook voor die tyd gesê het, soos Stefan genoem het, is ons besig in Exodus en gaan ons vandag verder hier in Exodus 4, ek weet nie van julle nie, ek het al gehoor by 'n paar van die mense, maar dit is so lekker, dit is so goed vir ons en dit gee vir ons soveel perspektief om hierdie Ou Testament geskiedkundige verhaal van die boek van Exodus te hoor en te sien hoe dit praat met ons vandag hier. En vandag weer eens is 'n pragtige teksgedeelte, so dit is goed dat ons kan saam wees. Vriende, daar was al baie gebid, ek wil weer vir ons nou bid en vra dat die Here nou met ons sal ontmoet. Kom ons raak net stil vir 'n oomblik. Kom in daai enigste plek waar die goeie lewe te vind is, daar onder God se troon, die troon waar koning Jesus vanaf praat met ons deur sy woord in die krag van sy gees. So kom ons bid en baie doelbewus beweeg onder God se woord en ook nou. Kom ons sluit die oë. O Vader, wees ons genadig, soos wat ons vandag hier so saam is. Here, ons is 'n mense met soveel verskillende stemme wat in ons ore weergalm. En in die midde van dit sukkel ons op die beste van tye om U stem te hoor. En so Vader, ons bid dat U met ons sal wees, ons bid dat U ook met die kinders daarbo sal wees. Here, ons bid en vra dat U sal kragtig werk ook nou, soos wat ons luister na U woord, sal U met ons kom praat, soos wat ons U hoor praat, o God, sal U kom en ons nader trek in geloof, onder U vlerk en dieper in Jesus weggeskuil. So kom U Here, wees met ons nou, ons bid dit in Sy goeie naam. Amen. Amen. Daar is baie duidelik die lekkerder partytjie om by te wees, dink ek op hierdie stadium. Of nee, as jy die onderwyser is, dan is dit nie. Vriende, soos wat julle almal weet, nee, is dit die nasionale verkiesing is net om die draai. Is net om die draai en oral waar jy ry in Pretoria, is daar hierdie politieke plakate wat op is op hierdie stadium, soos wat die politieke partye jou en my probeer oortuig om vir hulle te stem. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie help om te kyk daarna nie, en as ek 'n kompetisie moes hou op hierdie stadium, sal ek sê, is die DA se slagspreuk is die een wat my die meeste gevang het. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, dit is redelik oral in Pretoria. Dit is hier op die skerm, jy behoort dit daar te kan sien, maar die slagspreuk vir die DA se politieke kampanje op die oomblik is Rescue South Africa. Red Suid-Afrika. Ek weet nie vir julle nie, maar dit resoneer met my hart. Ek dink, as 'n slagspreuk is dit nogal 'n goeie ene, want ons almal smag daarna. Ons is almal baie bewus van die feit, nê, dat Suid-Afrika het verlossing nodig. Ek dink ons hoef niemand daarvan te oortuig nie. Ons almal smag daarna, en so hierdie belofte van verlossing, die belofte van 'n party wat sê hulle kan ons red, dis 'n goeie belofte om te maak. Hier is egter die uitdaging, en verseker vir my is dit die uitdaging. Ek sukkel om politikuste te glo. Dit gaan nie oor die DA hier nie, alle politikuste. Alright, ek sukkel om hulle te glo. Ek het net al te veel kere om die blok gegaan en te veel mooi praatjies gehoor, te veel leebeloftes, en diep binne in my hart is ek nie oortuig dat hulle kan 1 doen wat hulle sê hulle kan doen nie. 2 is ek nie oortuig dat selfs as hulle kan doen wat hulle sê hulle kan doen, gaan hulle doen wat hulle sê hulle gaan doen nie. En vriende, op 'n soortgelyke wyse glo ek worstel ons, as ons moet eerlik wees met onsself en met mekaar, worstel ons ook baie kere met die Here. Ons worstel met die Here se belofte van verlossing. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar die Christelike geloof is in sy wese, is die Christelike geloof polities. Is dit hoe jy dink oor Christendom? Want dit is. In wese is die Christelike geloof polities. Die
Ou Testament se aankondiging is dat Jahwe, die Here, is die ware koning. Farao is nie die ware koning nie. Nebukadneser is duisende jare later nie die ware koning nie. Jahwe is die ware koning. Die Nuwe Testament is die aankondiging. Dit is wat die evangelie is. Die Nuwe Testament is die aankondiging dat Jesus is die menslike vergestalting van God, die ware koning. Herodes is nie die ware koning nie. Jesus is die ware koning. Keiser Nero is nie die Here nie. Hy is nie die ware koning nie. Jesus Christus, die Messias, hy is die Here. Hy is die koning. Die evangelie is soos God se politieke plakkaat wat in hierdie wêreld aankondiging wat sê verlossing is beskore. Hier is my belofte van verlossing, nie net vir 'n mens nie, maar vir die ganse skepping. Maar hier is die uitdaging, vriende, vir ons, soos wat ons God se belofte van verlossing hoor. As jy enigstens soos ek is, die realiteit is ons woon in 'n gefalle en in 'n gebroke, 'n goddelose wêreld. Ons is op die beste van tye is ons 'n gefalle en 'n gebroke mense, baie kere ook 'n goddelose mense. En op die beste van tye vir daardie rede sukkel ek en jy. Ons sukkel om God se belofte van verlossing te glo. Ons is of te skepties, of ons is net te sinies, te slim of te seer, dat op die beste van tye sukkel ons om God se belofte van verlossing daadwerklik te glo. En so dis die vraag wat ons vandag oor wil saamdink. Vriende, hoekom kan ek en jy, hoekom kan ons God op sy woord vat? Hoekom moet ons God glo wanneer God vir ons sê dat hy kan ons verlos? En dit is Eksodus 4. Vriende, kyk saam met my na die gedeelte. Net so klein bietjie. Ek sien ons 'n paar mense wat uitgaan om te probeer beheer kry daarbo. Asseblief, as almal wil gaan om beheer te gaan kry, gaan doen dit. Gaan doen dit asseblief vir ons, want dis nodig op hierdie stadium. Vriende, waar is ons in die storie van Eksodus sover? Eksodus hoofstuk 1 en 2, het ons gesien dat God het sy mense in hulle slawerny in Egipte raak gesien. Dis die storie van Eksodus 1 en 2 gewees. God onthou sy belofte van verlossing aan Abraham en aan Isak en aan Jakob. En ons het gesien in hoofstuk 1 en 2 hoe God agter die skerms in sy soewereine wysheid besig was om juist deur die persoon van Moses was God besig om sy beloftes te realiseer. Eksodus hoofstuk 1 en 2. Laas week toe het ons gesien in Eksodus 3 hoe hierdie einste Moses op die ouderdom van 80 by die berg Horeb die Here toe ontmoet het. God openbaar homself aan Moses. God kondig aan Moses. Moses, soos ek beloof het aan Abraham, Isak en Jakob, gaan ek nou my mense kom verlos en jy is my gekose verlosser, wie ek gaan stuur na Egipte toe om my mense daaruit te verlos. Maar die vraag wat by jou en my behoort op te gekom het, soos wat ons aan die einde van laasweek se storie gekom het in Eksodus 3, is presies die vraag wat Moses in die heel eerste vers van ons teksgedeelte dan vir die Here vra. En is 'n fair enough vraag wat Moses vra. Hy sê, Here, ek hoor jou, maar as ek nou gaan na Egipte toe, ek sê vir hulle dat die God van Abraham, Isak en Jakob het by 'n berg en 'n brandende bos aan my verskyn, en hierdie mense wat my 40 jaar gelede verwerp het toe gekom het as verlosser, as ek nou na hulle toe gaan, ek is nie so lekker seker, hulle gaan my glo nie. Dis die woord, daar sien jy in vers 1, as ek na hulle toe gaan die Israeliete my nie glo nie. Hulle gaan sê, maar hulle hoef nie na my te luister nie. Hulle gaan sê, die Here het aan my nie verskyn nie. En so vriende, dit is die burden, dit is die kwessie op die tafel, soos wat ek en jy na Eksodus hoofstuk 4 toe vandag kom. Die kwessie op die tafel is een van geloof. 6 keer in ons gedeelte word die woordjie glo hier herhaal. Dit is die vraag dit is die spanning in die verhaal vir jou en vir my, is gaan God se mense God op sy woord vat? Gaan God se mense God glo wanneer hy sê ek het gekom om julle te kom verlos? En dit is graag wat ek wil hê ons moet sien, vriende. In hierdie hoofstuk wat ons nog gaan kyk, is daar 3 maniere as dit ware wat God besig is, nie net om vir Israel van ouds en selfs vir Moses nie, maar wat God ook vir jou en my wil kom oortuig. Hy wil ons geloof kom verdiep en ons geloof kom versterk. God wil vir jou en vir my sê, hoorie, vat my op my woord.
Ek het gesê ek sal jou red. Hierdie is hulp en genade aan jou om jou geloof te versterk. So kom ons kyk dan na vriende Eksodus hoofstuk 4. Hier is die eerste waarheid wat ons sien in hierdie gedeelte. Ons sien raak die Here se wondertekens. Dis die eerste ding wat die Here doen, is hy bring wondertekens aan 'n klein gelowige, selfs 'n ongelowige mense. En so daar aan die hand van die vraag van hoofstuk 4 vers 1, kyk daar saam met my in jou teksgedeelte, in hierdie vraag, hoe gaan die Israeliete my glo? Kom die Here, hy gee 3 wondertekens daar, sien jy dit? Kom ons kyk 'n bietjie en dink saam met die wondertekens. Die eerste ding, God sê vir Moses daar vers 4, Moses, jy sien jou staf, hierdie kierie van jou, gooi hom daar op die grond. Moses, gooi die kierie op die grond, wat gebeur? Voilà, die kierie verander in 'n slang. Moses skrik. Die Here sê vir hom, gaan en tel daai slang aan die stert op. Moses buig af, hy huiwerend half tel die slang aan die stert op, toe hy sy hand op die stert van die slang sit, voilà, hy verander terug in 'n staf. Dis nogals impressive. Kyk na vers 5, wat sê die Here is die punt daarvan? Die Here sê vir Moses, dit is sodat hulle, die Israeliete, kan glo. Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, van Abraham en Isak en Jakob, aan hulle nou verskyn het. Maar God stop nie daar nie. God sê vir Moses, Moses, gaan nou verder, vat jou hand, steek hom in die mou van jou kleed en haal hom uit. Moses doen dit, hy haal sy hand uit en sy hand is so wit, is wit want sy hand is vol melaats. Hy is nou melaats. Die Here sê vir hom, steek jou hand terug in jou mou, haal jou hand uit, hy doen dit en net daar is sy hand weer 100% genees. Kyk wat sê die Here in vers 8 en 9. Die Here sê vir Moses, lees saam met my daar, Moses, as hulle, dis nou die Israeliete, jou nie glo nie, en as hulle nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As dit dalk gebeur dat hulle selfs hierdie 2 tekens nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan van die Nyl se water en gooi dit uit op die droë grond. Die water wat jy uit die Nyl uitgeskep het, sal bloed word op die droë grond. Vriende, hier is die punt. Ons moet asseblief tog mooi verstaan. God is nie besig om party tricks vir Moses te leer nie. Moses gaan nie Egipte toe as om 'n kulkunstenaar te wees sodat mense kan hande klap vir hom nie. Hierdie is tekens. Wat is 'n teken? Dink aan 'n padteken. 'n Padteken. Ek en jy ry nie op die N1 af Kaapstad toe en dan kom jy hierso by Koelsberg en dan sê dit 800 km Kaapstad en dan gestop ek en jy daar en ons sul ons kampstoele uit en dan kyk ons vir die teken en ons sê, is daar 'n pragtige teken hierdie nie? Ek wil kyk daai groen, pragtig. Dis nie wat ons doen nie, want 'n teken per definisie wys weg van homself na 'n groter, 'n belangriker realiteit toe. 'n Teken is 'n teaching tool. En so is dit met hierdie wondertekens. 'n Slang, vriende, was in antieke Egipte 'n simbool van goddelike mag en gesag. Dit is hoekom die farao op sy kopstuk, as jy al enigstens 'n sonnaarskool of 'n Bybellesie gesien het, jy gesien het hy 'n slang, 'n kobra, wat op die kopgedeelte is van die farao. Dit is hoekom hulle baie kere slangprentjies op het, en selfs van die vrouens ten minste, en ek dink in party van die Hollywood movies het hulle so juweliersware wat soos 'n slang om die arm bind. Die punt van die slang is dit kommunikeer in Egipte vir hulle goddelike mag en gesag. Soortgelyk melaatsheid was meer as net die COVID van hulle tyd gewees. Melaatsheid was gesien in die antieke wêreld as regtig 'n goddelike vloek. As jy melaats het, dan beteken dit die gode het jou vervloek. En die Nyl was in Egipte die bron van alle lewe gewees. Die Nyl was letterlik in die kosmologie van Egiptenare die huis van die Egiptiese gode gewees. En die Nyl was die bron, nie net van hulle fisiese lewe nie, maar hulle geestelike lewe. En die Nyl het goddelike aansien geniet en het goddelike guns gesimboliseer. Die punt is dit, vriende, wanneer God hierdie tekens gee om te wys na realiteit toe. As God die een is wat die slang in 'n stok kan verander, en God is die een wat die melaatsheid net so kan wegvat, en hy is die een wat die Nyl in bloed kan laat verander,
dan is God besig om te verkondig aan sy mense en aan die ganse wêreld, hy is besig om te sê, ek is die ware koning. Ek is die een wat hoog en verhewe bo alle mag en bo alle gesag is. Julle kan my glo, julle moet my glo wanneer ek my belofte van verlossing bring. Maar vriendin, die vraag is, wat van jou en my? Soos wat ek en jy hierso sit, kan ek jou vra, glo ons hierdie spesifieke Bybelse waarheid, hierdie waarheid wat sê, dat die God van die Here Jesus, die Here Jahwe self, is die God, die ware koning, verhewe bo alle mag, hy is verhewe bo alle gesag, hy is die een wat regeer, hy is koning en hy is verlosser. Oppas, o Afrikaanse Christen, kultuurchristen, oppas om te vinnig te antwoord, ja, natuurlik glo ek dit. Ons sê dit so maklik, dis die gevaar vir ons. Stop gou vir 'n oomblik en dink vinnig of ons dit werklik glo. Dink aan die scary wêreld waarin ek en jy woon. Dink hoe messed up, gebroke hierdie wêreld om ons is. Dink hoe diep goddeloos en in die kettinge van gebrokenheid en van ongeloof ons wêreld tans is. Dink oor hoe indrukwekkend soveel van die farao's in ons wêreld is. So indrukwekkend. Vriendin, glo ons dat die Here God is die ware en die enigste koning en verlosser. Verhoog, verhewe bo alle realiteit. Hier is die uitdaging. Die uitdaging vir my is dat, ten minste vir my en ek glo dis waar vir ons almal is, dat ons kom hier op Sondag by mekaar. En dis nodig en dit is goed en dit is heuning soet vir ons. En ons kom hier by mekaar en ons sing liedere saam en ons hoor iemand wat namens vir ons intree by God in gebed en ons lees God se woord en ons God se woord word verkondig in ons en ons bid met mekaar na die tyd en ons gesels en bemoedig mekaar en ten minste ek stap hier weg meeste Sondag en ek is aan die brandweer. My geloof is versterk. Ek stap hier weg en ek sien weer die wêreld raak weer in kleur vir my en ek is oortuig dat die koning God is op die troon en hy is hoog en verhewe. Maar dan klim ons in ons karre en ons ry na ons huise toe en ons gaan vir familieete dalk net hierna. En jy gaan terug universiteit toe en jy gaan terug na jou werk toe en ek en jy gaan weer terug na hierdie goddelose en hierdie gebroke wêreld toe. Ek en jy vriendin gaan terug na 'n slawerny bestaan in 'n wêreld wat ten minste die boek van Openbaring nou noem die hele wêreld as Egipte. Dis waar ek en jy woon. Ons woon in Egipte, in 'n slawerny bestaan waar daar ander gode is wat aanbid word. Ek en jy lewe in daai wêreld waar die farao's van ons dag oor ons regeer. Ons lewe in daai wêreld waar die slawedrywers hulle sweep slaan die heeltyd. En in so 'n wêreld is dit vir ons as gelowiges moeilik om aan te hou om te glo. Dis moeilik om te glo dat die Here se belofte van verlossing sal realiseer want hy is groter en sterker, hoog verhewe bo alles en almal. Dis maklik om te sê, dit is moeilik om te lewe asof dit waar is. En in so 'n wêreld, vriende, word jou en my geloof elke liewe oomblik van elke dag op obvious maniere en op subtiele maniere word dit weggevreet. Dit word aangeval, ons geloof word afgebreek. Ek dink daar's grotendeels twee hoofmaniere wat ons geloof, soos wat ons hier uitstap tot ons mekaar weer sien, stadig maar seker, gaan daai glas gaan begin so klein bietjie te lek. En ek dink die twee groot maniere is dat ons lewe hier in Egipte land. En dit is so maklik vir ons as gelowiges om vinnig gewoond te raak en gemaklik te raak aan Egipte. Dit is alles wat ons hoor om ons, dis alles wat vir ons gesê word en die vleispotte van Egipte begin baie vinnig vir ons begeerlik raak. Ons kyk so oor die treinspoor daarna hoe goed dit gaan met die Egiptenare en dit is baie moeilik vir ons as gelowiges om nie dieselfde resep te wil volg as God se mense hier in Egipte land nie. Dit is moeilik vir ons. Die gevaar vir baie van ons dan in sulke plekke is, vriende, ons begin godsdiens speel. In teorie aanbid ons nog die God van Abraham, Isak en Jakob, maar ons buig net te maklik voor Farao
en spring deur die hoops van Egipte en die land waarin ons is. En op daardie manier kwyn ons geloof so maklik weg. Ek dink vir baie ander van ons, stap ons hier uit en daadwerklik in die krag van die Here probeer ons om nie die knie te buig voor Farao nie, ons probeer gehoorsaam te wees aan die Here. Maar dit is moeilik, want jy swem heeltyd hier in Egipte teen die stroom. Die swepe van jou en my slawedrywers slaan hard en seer en onophoudelik. En ons roep uit tot die Here om ons te verlos soos wat hy beloof het en ons sien nie sy verlossing vinnig genoeg gebeur op die manier wat ons geantisipeer het dat dit moet doen nie. En so ons raak moeg. Ons raak diep mismoedig. En ons wankel in ons geloof. En vriende, die punt is dat vir 'n mens soos ek en jy, ons wat klein gelowig op die beste van tye is, het God dit vir ons in Moses gestuur. Dis die evangelie. Hebreërs hoofstuk 3, ek weet ons het tyd gehad om daarna te kyk. Hebreërs hoofstuk 3 vers 1 tot 6 word Jesus aan ons voorgestel as die beter Moses. Die skrywer van Hebreërs praat met Christene en sê, soos wat Moses die een was gestuur deur God om God se mense uit Egipte land uit te verlos en hulle uiteindelik in die beloofde land te bring, het God vir ons die beter Moses gegee, die een wat oor sy ewige huis is. Jesus is daardie beter Moses vir jou en vir my. Dit is treffend, vriende, soos wat ons na die evangelies kom, sien ons dat die evangelies kommunikeer aan ons en stel Jesus aan ons voor, baie in die taal van Eksodus 4. Spesifiek die evangelie van Johannes. Die evangelie van Johannes doen Jesus baie wonderwerke, maar Johannes noem hulle nie werke nie. Hy noem hulle tekens. Jesus se wonderwerke is volgens Johannes tekens. Johannes 20 vers 30, kyk saam op die skerm, dit is hoe die boek eindig. As jy wil weet waar gaan die evangelie van Johannes, Johannes sê dit vir ons in hierdie versie, reg aan die einde van sy boek. Johannes sê vir jou en vir my, Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf is nie, maar hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan wat? Glo. Sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Sodat julle kan glo dat Jesus die Seun van God is. En deur te glo, sodat julle lewe in sy naam kan kry. Vriende, hoor asseblief tog mooi, dis oukei. Dis normaal. Hier in Egipte land is God se mense se geloof swak. Dit is hoe dit is. Ons geloof wankel, ons geloof is swak. Maar prys die Here, ons geloof kan versterk word. En ons geloof word versterk soos wat ek en jy kyk na Jesus, die beter Moses wat vir ons gestuur het en soos wat ons hom aanskou. Dit is soos wat ons na ons kyk. Kan ek jou uitnooi, as jy wankel in jou geloof, een van die beste medisyne vir wobbly gelowiges soos ek en jy, is gaan lees die evangelies. Gaan lees die evangelie van Johannes. Gaan lees dit net en sien Jesus in aksie. Aanskou hom. Dit doen wondere. Dis medisyne vir mense soos ek en jy. Maar ons het nie net nodig om na Jesus te kyk nie, vriende, ons het ook nodig om na Jesus te luister. En dis die tweede waarheid wat ons sien in Eksodus 4. Kyk saam met my daar in Eksodus 4 vers 10 tot 17. Tweedens sien raak die Here se woord. Nou so terug by die storie, soos wat die Here hierdie wondertekens aan Moses gee, hoekom? Sodat die volk na hom sal luister. Nou sien hy dit, hy sê, baie dankie Here, maar die probleem is, hulle moet nog steeds na my luister. Ek moet praat en dis 'n probleem. Ek was 80 jaar eintlik nie daar tussen die Jode nie, so ek meng my taal baie, ek kan nie goed Hebreëus praat nie. My tong is, ek val oor my woorde, ek mompel baie kere, Here, ek is nie die ou om te gaan praat sodat hulle moet luister na my nie. En die Here sê vir Moses, stop net gou vir 'n oomblik. Onthou met wie jy praat. Ek is die een wat jou en almal se tonge gemaak het, stembande gegee het, 'n brein sodat jy kan kommunikeer. Moses, jy gaan oukei wees, ontspan. Maar Moses sê nee, Here, ernstig, dis nie ek nie, kry iemand anders te. Die Here raak kwaad vir hom. Die Here sê vir Moses, gaan kry jou broer Aaron. Sien raak saam met my daar wat die Here dan vers 15 tot 16 vir Moses en dis ook vir Aaron sê. Ek wil dit vir ons lees. Die Here sê vir Moses, jy moet met hom Aaron praat en die woorde in sy mond lê. Ek sal Moses met jou mond en met Aaron se mond wees. Ek sal julle leer wat julle moet doen.
Hy moet namens jou met die volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeur. Hy sal vir jou, Moses, 'n mond wees, en jy sal vir hom 'n God wees. Wat bedoel dit? Wat beteken? Wat is die punt hier? Die punt is eenvoudig, vriende. Aaron is Moses se spreekbuis. Dis redelik voor die hand liggend. Maar die ding is, Moses en dis ook Aaron is bloot maar net God se spreekbuis. Alhoewel Aaron via Moses die praatwerk gaan doen in Egipte land, is dit nie een van hulle wat eintlik praat nie. Wie praat? God praat. Dit is God wat praat. En ons weet, vriende, wanneer God praat, gebeur dinge. Genesis 1, wanneer God praat, dan kom daar lewe. Chaos verander in shalom wanneer God praat. En vriende, weer eens, terug by Jesus. Dit is die Bybelse manier hoe ek en jy oor Jesus behoort te dink. Beide die persoon van Jesus, maar ook die werk van Jesus. Terug by die evangelie van Johannes. Ek wens weer eens, want ons baie voorbeelde, veral in die evangelie van Johannes, want Johannes maak die punt van Eksodus 4, maar ons baie plekke waar ons hierdie waarheid raak sien. Ek wil vir ons twee voorbeelde net vinnig lees in die evangelie van Johannes, waar ons dit duidelik sien, dat wanneer Jesus kom, doen hy nie net die werk van God nie, maar hy spreek ook die woord van God. Johannes 12 vers 49 sê die volgende: For I, sê Jesus, I do not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his commands leads to eternal life. So whatever I say is just. It is exactly what the Father has told me to say. Nog 'n voorbeeld, Johannes 17 vers 8, en Jesus se bekende gebed aan sy Vader. Net nog 'n voorbeeld. For I, soos hy met sy Vader praat, for I gave them the words, Father, that you gave me. And they, my disciples, they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. Vriende, die punt is dit, wanneer Jesus praat, praat God. Kan ek ons aanspoor, soos wat jy, Christen, hier in Egipte land, in ons slawerny bestaan, smag na verlossing, soos wat ek en jy sukkel, wankel in ons swak, wobbly geloof. Moenie net kyk na Jesus nie, maar luister na Jesus. Maak dit die fokuspunt van jou lewe om na Jesus te luister. Of jy nou 'n ongelowige is en jy's net in die begin van om te probeer uitvind, jy wil graag sien of geloof iets vir jou kan wees. Daar's net een manier, en dis dieselfde manier vir die gelowige se geloof om verkoop te word en versterk te word, en dit is luister na hierdie Jesus. Hou op ongelowige, maar soveel te meer gelowige. Kom ons hou op om ons ore uit te leen na die stemme in hierdie wêreld wat net nie kan lewe gee nie. Daar's soveel stemme, vriende, in ons wêreld, ongelukkig nie net in die wêreld daar buite nie, maar ook binne hier in die kerk, en dit klink so goed. Dit maak soveel sin van ons, maar vriende, as dit nie die stem van Jesus is nie, is dit net mensestemme. Dit het nie die vermoë om ons uit ons slawerny uit te verlos en te bly verlos nie. Kom ons luister na Jesus, want Jesus se stem is die stem van die lewende God. Hoe luister ons na Jesus se stem? God se woord self sê vir ons, hoe luister ons na Jesus se stem? 2 Petrus 1 sê vir ons, jy luister na Jesus deur te luister na die Ou Testament profete wat vorentoe gekyk het na Jesus. En jy luister na Jesus om te luister na die Nuwe Testament apostels wat as dit ware terugkyk na die lewe en implikasies van Jesus. Dit is, vriende, hoe ons na Jesus se stem luister. Geloof kom tot stand en ons geloof word versterk soos wat ek en jy God hoor praat, en God praat met ons in sy woord, naamlik Jesus, deur sy woord, naamlik die Bybel.
En dit bring ons by die laaste en die derde manier in hierdie gedeelte wat God, klein gelowiges soos ek en jy, se geloof wil versterk. En ons sien dit daarso in Eksodus 4 vers 18 tot 26, derdens, sien raak saam met my daar die Here se waarskuwing. Die Here se waarskuwing. Ons stel die storie op. Moses was op die berg Horeb. Nou gaan hy terug daar in Midian toe. Hy gaan na sy skoonpa se huis toe. Hy gaan na Jethro toe en hy kom by sy skoonpa en hy sê vir sy skoonpa: "Hoorie asseblief, ek het nodig. Ek het met die Here ontmoet en hy stuur my Egipte toe. Kan ek asseblief terug Egipte toe gaan?" Baie belangrik, kyk daar na die taal, want die taal is belangrik in hierdie mini gedeelte van ons storie. Vers 18. Jethro sê vir Moses: "Gaan in vrede." En vrede raak daar amper soos die tema in hierdie gedeelte. Net hierna sê God in vers 19, kan jy dit daar sien? Sê God, die Here vir Moses: "Hoor, jy gaan terug Egipte toe, want jy het nie nou vrede net gekry hier in Midian vanaf jou skoonpa af nie, maar as jy in Egipte gaan aankom, gaan jy vrede daar kry. Daai ouens wat jou wou doodmaak, wel hulle het almal nou gesterf. So jy's fine. Jy kan nou vrede in Egipte gaan hê." Maar dan is daar 'n verrassing in die verhaal vir ons vriende, want daar is 'n ander plek, daar's 'n ander verhouding waar vrede vir Moses ingedrang is. En dit is by God. Sien jy dit daar raak in die storie? Kyk saam met my, hier moet ons so klein bietjie probeer net ons beerings hou. Ek wil hê ons moet net kyk na die gedeelte en hoor my net vir 'n oomblik uit, vers 24. Vers 24, soos wat Moses en sy gesin dan oornag, hulle is nou op pad Egipte toe. Sê die teks, het die Here op Moses afgekom en wou die Here hom doodmaak. Nou hier moet ek gepos. Want die hom is ons nie lekker seker oor wie dit is nie. Die teks sê net die Here het by hom aangekom en wou hom doodmaak. Die kerk vir 2000 jaar interpreteer dit op twee maniere. Baie mense, ek sal sê die meeste van die ouens sal sê die hom wie die Here daar wil doodmaak is Moses. Party mense sê die hom daar verwys na Gersom, Moses se seun. Ek persoonlik dink, en hopelik sal dit nou in 'n oomblik duideliker word, ek dink dit verwys na Gersom, Moses se seun. Soos wat hulle daar aankom, kom die Here. Ek bedoel, dis nog steeds 'n massiewe bedreiging vir Moses, want hy is sy seun. Maar die Here wil vir Gersom doodmaak. Vers 25. Moses se vrou, Sipora, kom toe, sy vat 'n knipmes, sy besny haar seun en sy raak met die vooruit wat sy afgesny het aan Moses se voete. Kyk, ek besef dis weird vir ons, dis vol simboliek wat ook nou duideliker sal word. Maar sy raak aan Moses se voete daarmee en sy sê: "Moses, jy is vir my 'n bloedbruidegom." En toe sy dit sê, vers 26, het die Here hom, Gersom, en dis ook per implikasie vir Moses met rus gelaat. Nou wat gaan hier aan? Dis baie belangrik, vriende, en ek dink die konteks hier help ons om te verstaan wat gaan hier aan? Wat is dit wat die Here besig is om te doen hier? Kyk na vers 21 en 23. Dis die konteks waarin hierdie weird gebeure uitspeel. Jy sien in vers 21 tot 23, het die Here vir Moses gesê: "Moses, wanneer jy in Egipte kom, moet jy hierdie wondertekens nie net gaan doen aan die Israeliete nie, jy moet ook hierdie wondertekens gaan doen aan Farao, maar Farao se hart sal hard wees. Farao gaan ongelowig bly. En omdat hy ongelowig gaan wees oor die beloftes van die God wat sy mense kom verlos, gaan die uiteinde oordeel wees. Sy eersgeborene seun sal om die lewe gebring word." En die punt, vriende, van hierdie gedeelte is, Moses is eintlik in presies dieselfde bootjie. Hy is eintlik in dieselfde gevaar. Onthou Genesis hoofstuk 17. Genesis hoofstuk 17 kom God en hy gee 'n opdrag aan sy mense, aan Abraham en die nageslag van Abraham, dat hulle moet hulle seuns besny. Genesis 17 vers 14 sê die seun wat nie besny word nie, word deur die Here afgesny. Hier is die ironie. God, die God wat getrou is en beloftes van verlossing maak, die einste verlosser op hierdie stadium,
is nie regtig besig om daai beloftes te glo nie. Hy het nie sy seun besny nie en die Here kom om sy seun soos beloof het dood te kom maak en dit is sy heidense vrou Sipora wat in geloof intree en haar seun besny en so die situasie as dit ware beredder. Vriende, die punt hier in Eksodus 4 is dit, God se beloftes genootsaak geloof vir almal. En God se waarskuwings teen ongeloof geld vir almal. Terug by tekens. Kom ons dink weer gou vir 'n oomblik saam aan padtekens. Dink aan 'n padteken as jy in 'n bergpas ry. En jy ry daar op daai bergpas en daar's 'n padteken. Daai padteken sê vir jou, pas op, moenie oor hierdie lyn gaan nie, afgrond. Dis wat die padteken vir jou sê. Jy sien, maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak of jy 'n boemelaar op 'n fiets of die president in 'n swart BMW is nie. As jy daai padteken, as jy daai waarskuwing ignoreer, dan is dit afgrond vir jou. As jy die waarskuwing ignoreer, gaan dit dood beteken. Maar die waarskuwing, vriende, is goeie nuus. Die waarskuwing is liefde. Die waarskuwing is genade. Want elkeen wat agslaan op God se woord, God se belofte, God se waarskuwing en dit glo, word daardeur as dit ware op die spreekwoordelike stryd te narrow gehou. Dit is die woord wat 'n belofte is, maar 'n waarskuwing is wat jou help om by jou eindbestemming uit te kom. En so, vriende, is dit met die waarskuwings van die Here. God se waarskuwings aan ons is God se genade wat ons in ons klein geloof nie pak slaag gee nie. Dit is genade. Dis die Here wat ons help in ons klein geloof en ons probeer aanspoor. Dit is treffend. Ek het net nou verwys na Hebreërs 3 vers 1 tot 6. Jesus is die beter Moses, net die volgende sinnetjie. Net die volgende gedeelte, wat het ons? Vandag, Hebreërs 3 vers 7, vandag as jy die Heilige Gees hoor, moenie jou hart verhard nie. Dis Hebreërs 3 vers 7 tot 15. Indien jy, dis die taal van die teks, indien jy aanhou met 'n ongelowige hart, hier is die waarskuwing, jy sal nie die beloofde land binne gaan nie. Vriende, die Nuwe Testament kom met waarskuwings, genade vanaf God af, om ons in geloof en bekering oor en oor te help om die stuurwiel van ons harte heeltyd terug te trek agter koning Jesus aan op pad na die beloofde land toe. Dit is God in sy goedheid wat ons roep en ons geloof as dit ware so versterk. Vader, ons loof en ons prys U in hierdie gebroke en gevalle wêreld met ons geloof wat so wankel. Ag Here, is U so goed vir mense soos ons. Here, ons loof en prys U vir die Seun Jesus en ek bid in die krag van die Gees vir elke persoon hier. Here, daar was al vandag nou 'n klomp maniere wat die Satan probeer om die goeie saad te probeer stroop vanaf die pad af wat ons harte is. Ek pleit by U, o Heer, dat U 'n bonatuurlike werk sal doen deur die Gees en dat U elkeen van ons, die wat nog glad geensins in Jesus glo nie, dat U ware geloof vanoggend hier in ons lewens teweeg sal bring. Dat ons sal uitroep na die Verlosser wat ons wil kom red. Here, en ek bid vir die res van ons wat almal klein gelowig is. Kom en versterk ons geloof. Ons is lief vir U. U is 'n goeie God en ons sien uit, o Heer, na ewigheid saam met U in die beloofde land. Red ons, hou ons en bring ons na U toe. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.